Goeiedag, baie welkom by die Gereformeerde Kerk Ontdekkers. Ons het verlede week geleer dat ons God kan leer ken in die natuur. En net in die natuur daarna te kyk en ons sien dat sy krag ewigdurend is en dat hy God is. Vandag gaan ons verder in Psalm 19 en dan leer ons, maar ons kan God ook nog baie beter leer ken in sy skriftuur in die Bybel. Kom ons gaan luister saam na die woord van ons Here. Kom ons roep die naam van ons Here in gebed aan. Heilig, heilig, heilig is U naam, o Here. Ja, U heerlikheid en die koningskap, U majesteit strek tot in die uithoeke van die ganse heelal, ja, tot by die verste hoek van die uitspansel, is U God, is U heilig, is U volmaak reg. En Here, as ons so na U toe kom vanmôre, so bewus van ons eie gebrokenheid, ons eie onheiligheid, dan weet ons, ja Here, die enigste rede, ja ons kon dit sing, die enigste rede is omdat U ons in Christus reeds al ons sondeskuld vergewe het. Ja Here, as ons U ontmoet, as ons by U voete kom sit, as ons deur U geleer wil word, dan is dit net ter wille van Christus. Wees U self nou kragtig deur U Gees in ons harte aan die werk. Kyk na elkeen van ons in Christus en vergewe al ons sondes. Here, waar daar dinge is skadelike weg, wys dit aan ons uit. Bring ons harte tot bekering, sodat ons in U lig kan wandel. Dat ons 'n afgesonderde priestervolk kan wees, gemeente van Christus, afgesonder tot sy diens, en wat soos 'n helder lig die waarheid van U woord laat skyn. In alles is ons van U afhanklik, ook in hierdie uur, en dit kan ons alles van U vra net in Jesus naam. Amen. In ons skriflesing gaan ons saam lees Psalm 19 vers 8 tot 15. Die wet van die Here is volmaak. Dit gee nuwe lewenskrag. Die bepalings van die Here is betroubaar. Dit gee wysheid aan die onkundiges. Die opdragte van die Here is reg. Dit maak die hart bly. Die gebod van die Here is suiwer. Dit verhelder die oë. Ontzag vir die Here is rein. Dit hou vir altyd stand. Die beslissings van die Here is waar. Dit is almal regverdig. Dit is begeerliker as goud, begeerliker as 'n oormaat fyn goud. Dit is soeter as heuning. As 'n heuningkoek wat drup. Boonop, U dienskneg word daardeur gewaarsku. Wanneer 'n mens daarby hou, is die beloning groot. Wie het insig in sy onbewuste dwalings? Spreek my vry van verborgde sondes. Weerhou U dienskneg ook van vermetelheid. Laat dit nie oor my heers nie, dan sal ek onskuldig wees en vry van ernstige oortredings. Laat die woorde van my mond en die bepeinsing van my hart vir U aanvaarbaar wees, Here, my rots en my verlosser. Dit is die woord van die Here. Geseënd is hy wat hierdie woorde hoor en daarvolgens lewe. Ons gaan veral fokus op sy uitsprake oor God se woord. Hy sê, die wet van die Here is volmaak. Die bepalings van die Here is betroubaar. Die opdragte van die Here is reg. Die gebod van die Here is suiwer. Ontzag vir die Here is rein. Die beslissings van die Here is waar. Verlede week het ons in die lig van die eerste 7 verse van Psalm 19 gehoor, dat die skepping is die beste plek om tot die besef te kom, daar is 'n God.
Die natuur is God se sigbare beloftewoord aan ons. En geen mens is sonder verskoning nie. Die skepping is genoeg om elke mens tot die besef te bring dat daar net een God is en dat sy krag ewigdurend is. Die tragiese waarheid is ook, selfs die jongste onder ons kan ook maklik raak sien, iewers is daar groot fout in die skepping. Buiten die natuurrampe soos tsunamies en aardbewings, reënvloede, pandemies en vele ander dinge, is daar oorloë. Is daar mense wat mekaar doodmaak, mekaar besteel, mekaar se harte verniel. Oral in die skepping is die sigbare gevolge van die sonde stikkende mens sigbaar. Wat leer hierdie gebrokenheid ons van God? Het God ook iewers 'n fout gemaak dat ons so sleg is? Of is daar heel moontlike ander krag wat buiteom kan werk, dat hy nie meer in beheer is nie? As hy goed is, dan is hy dalk nie meer heeltemal God nie. Hoe raak hierdie sonde gebrokenheid my? Want wie van ons voel nie hierdie gebrokenheid in ons eie lywe, in ons eie families, in ons eie gemeentes, in ons kerkverband nie? Juist daarom kom God en hy maak homself op 'n baie besondere manier aan ons bekend. Deur sy woord. Die skriftuur, julle sal onthou ek het laasweek gesê, ons kan God op 2 maniere ken, die natuur en die skriftuur. Ja, in die skriftuur kom deel hy met ons sy genade, die genade wat daar net in Christus is. Ja, ons Nederlandse geloofsbelijdenis, ja, daar bely ons dat God kom maak hom deur sy heilige en goddelike woord nog duideliker en meer volkome aan ons bekend en wel soveel as wat vir ons in hierdie lewe nodig is tot sy eer en tot die saligheid van hulle wat aan hom behoort. Vir God se kind wat God se grootheid in die skepping raak sien, maar wat ook diep onder die besef is dat ons bevind ons in 'n uiters sondestikkende wêreld, is die Bybel kosbaarder as 'n oormaat fyn goud. Dis soeter as heuning, as 'n heuningkoek wat drup. Ja, goud en heuning was destyds iets wat jy net in koninklike paleise in oorvloed gekry het. Die rykste rykdom, die lekkerste lekker onder die son, oortref nie die heerlikheid, oortref nie die vreugde van om God te ken soos wat hy hom in die hele Bybel aan ons, en dan veral in Christus, bekend maak nie. Ja, hoekom is die Bybel vir my kosbaarder as enige iets? En is dit vir my lekkerder om Bybel te lees en net te oordink as enigiets anderste? In hierdie Psalm besing Dawid hierdie eienskappe van die Bybel soos ons dit daar kry. Ja, in 'n onvolmaakte wêreld wat my soms tot hooploos kan lei, is daar een plekkie volmaaktheid. God se woord. In 'n ellendige samelewing vol onreg en dood, is daar net een plek waar ek soveel lewenskrag kry, dat dit myself verby die graf laat lewe. Dit is by God in sy woord. Waar God se kind bidend met die Bybel besig is, daar is die trooster wat Jesus ons beloof het, God die Heilige Gees in sy element, besig om God se kind te troos, te versterk, te bemoedig, te laat verstaan en te laat sien. Ons weet dat Dawid het hierdie Psalm geskryf. En nêrens in hierdie Psalm is daar egter vir ons 'n verwysing of 'n aanduiding, maar wat spesifiek die omstandighede was waarom hy hierdie Psalm gedig het nie. Maar wanneer 'n mens nou al die gegevens in die Ou Testament in gedagte hou, weet ons dat as 'n herder van sy pa se skape, Dawid baie tyd in die natuur en die skepping moes deurgebring het en baie betrokke in die skepping was. En heel moontlik het dit baie daartoe bygedra dat hy die eerste 7 verse kon gedig het,
dat hy God geken het as sy herder en dat hy God in die skepping kon raak sien. Maar Dawid moes ook bewus gewees het van die gebrokenheid van sy eie mense, die volk Israel, asook sy eie sondes. Hy was so deeglik bewus daarvan dat sy volksgenote maar te gereeld en te vinnig die enigste ware God vir die vreemde afgode in Kanaan verruil het. Daarom was dit vir hom 'n heerlike bron van hoop, dat hy God in sy woord kon leer ken en lief hê. Ons moet onthou, in Dawid se tyd was daar nog nie 'n hele Bybel nie. Die Ou Testament was nog nie eens daai tyd volledig op skrif nie. As hy dus hier van die wet sing, verwys hy na heel moontlik die eerste 5 boeke van die Bybel, die boeke van Moses. Ons weet in 2 Kronieke 34 vers 30, in die tyd van die hervorming van daai jong koning Josia, dan verwys hulle daarna as die boek van die verbond. Ja, selfs in die Nuwe Testament verwys die Here Jesus Christus en natuurlik ook omtrent, ons lees dit oor en praat hulle van die Ou Testament as die wet en die profete, in sommige gevalle ook die psalms. Net soos wat die son, die sigbaarste teken in die skepping is, dat God alles geskep het, dat hy in beheer is, en dat hy alles ordelik in plek gesit het. Net so is die wet vir die gelowige die hoorbaarste manier, die sigbaarste wyse waarop God hom in sy woord aan ons bekend maak. Wat 'n mens verder opval in hierdie psalm, is dat wanneer Dawid van God sing as die skepper God, gebruik hy die woord El, wat die algemene naam vir 'n God is. Vir 'n afgod, ook van destyds, het maar altyd die woordjie El iewers ingehaak. Maar wanneer hy kom by die skepingsopenbaring in hierdie tweede gedeelte, as hy dan van God skryf, en dat ons hierdie God in sy woord kan leer ken, gebruik hy God se verbondsnaam Jahweh. Dawid gebruik die naam wat sê, ek is jou God, en jy is my kind. En ek omvou jou met 'n ewige liefde en trou, en niemand kan ooit hierdie verhouding breek nie. Dat deur die hele Bybel beskryf God vir ons hoe 'n heilige God ons God en Vader geword het. En hoe stikkende sondaars sy kinders geword het, sodat hy ons vir ewig kan lief hê en sodat hy vir ewig aan ons getrou kan bly. En dat ons dit kan geniet, hierdie liefde, hierdie innige verhouding met die ware God. Ja, die Heilige Gees het op 'n baie spesiale manier gesorg dat die hele Bybel, elke woordjie, elke sin, elke hoofstuk en elke boek, ja, deur die Bybelskrywers opgeskryf word, sodat ons vandag met 'n volle Bybel, 'n Ou Testament en 'n Nuwe Testament kan sit, God se woord aan ons. En dat ons hom op 'n baie besondere manier kan ken. In Christus. Dawid se liefde vir God se woord spoel oor sy lippe as hy dit laat klink soos 'n refrein. Die wet van die Here is volmaak. Die bepalings van die Here is betroubaar. Die opdragte van die Here is reg. Die gebod van die Here is suiwer. Ons sag vir die Here is rein. Die beslissings van die Here is waar. 6 keer jubel Dawid dit uit. En mag die Heilige Gees ook hierdie waarhede op ons harte ingrafeer, in ons gedagtes, in ons denke daarvan oortuig maak. Dat om die Bybel te lees, om die Bybel te oordink, om jou lewe daarvolgens in te rig, dat dit vir jou soeter sal wees as die soetste heuning, dat dit vir jou kosbaarder sal wees as die kosbaarste goud. In die eerste plek sing Dawid, die wet van die Here is volmaak, dit gee nuwe lewenskrag. Ja, waar die sonde soos 'n dodelike virus in elkeen van ons kom kleef, is God se woord vry van hierdie dodelike virus. En gee dit aan ons die lewe.
Ja, daai oorvloedige lewe, die lewe in die volste sin moontlik waarvan Jesus praat in Johannes 10 vers 10. Dit is waarvan ons daarvan gaan leer. Dis waar dit ook in ons harte gaan waar word. Dis wanneer ek die Bybel lees en dit ken. Waar byna niks of niemand in hierdie wêreld meer vertrou kan word nie, is die bepalings van die Here. Is dit betroubaar? Dit gee wysheid aan die onkundiges. Ons hoef nie aan ons neuse deur die tydsgees van ons samelewing of die wysgeere van ons tyd rondgesleep te word nie. Maar met 'n vaste stap, waarop die Gees ons plaas, kan ons met vertroue in die lig van die Bybel stap. Ons enigste lig op ons pad en die lamp vir ons voete in hierdie donker wêreld. God se woord. Ja, die opdragte van die Here, ja, dit is reg. Dit maak die hart bly. Anders as wat die wêreld ons leer, en wat ons ook soms self wil glo, wil God vir ons net die beste, wil hy vreugde bring in ons harte. Ja, God se woord is reg. Die rede hoekom die Vader soms vir my en jou nee sê, is nie om ons pret te bederf nie, maar omdat hy nie wil hê ons moet seer kry nie. Die Vader wil dat ek en jy vry van seer kry moet lewe. Maar dan moet ek op God se manier leef, dink en doen. Daar moet niks wees wat my hart so bly maak as om getrou aan God se woord te lewe nie. Die gebod van die Here is ook suiwer. Dit verhelder die oë. Ja, God se gebooie verdryf enige donkerte en seer uit my lewe uit. Dit gee vir my 'n bril waarmee ek na alles kyk en alles om my werklik kan verstaan. Dit gooi die regte lig op dit wat my seer maak, my lewe soms stikkend maak en dit verniel. Maar dit lei my ook op 'n helder pad van heel maak, van liefde, van gesond word, van 'n diep innerlike vreugde wat niks of niemand van my kan wegvat nie. Ja, ontzag vir die Here is rein. Dit hou vir altyd stand. Ja, die oomblik as iets besmet is, hou dit nie lank nie, want dan is die dood in die pot. Die oomblik as ek uit ontzag vir God en sy woord, ja, my hele lewe begin skik, volgens wat vir hom goed en wat vir hom reg is, verdryf God ook die dood, die duisternis uit my eie lewe uit. En sit hy my op 'n pad wat die ewigheid instrek. Sit hy my op 'n ewige weg na die Vaderhuis. Ja, die beslissings van die Here is waar. Dit is almal regverdig. Ja, wat God in sy woord leer, is nooit vals nie. God verstaan nie verkeerd nie. Hy is ook nie onduidelik nie. Ook mis hy nooit die punt nie. Sy woord is die hoogste maatstaf waarmee enige iets anders se egtheid of valsheid gemeet kan word. Ja, die een wat in die lig van die woord leef, hoef nooit weer te wonder, of te twyfel, of verward te wees, of te kyk na die Bybel, na al die kamstige grys gebiede wat almal deesdae vir ons so wil opdis nie. As Dawid na sy lofrede oor God se woord sing, dat die woord ons harte waarsku, en dat elkeen wat by God se woord hou, dat daar vir hom 'n groot beloning is, dat ons dit kan inwag, kan 'n mens maklik dink dat Dawid vir ons wil leer, weet jy, as ek God se woord nougeset nakom, as ek God se wet nougeset nakom, ja, dan kan ek self op my eie met die sondestukken in my lewe deel. Ons moet hierdie loon waarvan Dawid praat mooi verstaan.
Jy sien in die Ou Testament was daar baie voorskrifte van hoe om met verskillende sondes te deel en van hoe om seremonieel voor God reg te wees. En dit het die kerkleiers in Jesus se tyd laat glo dat hulle sommer self met hulle sondes kon deel. Tog wys Dawid ons op 'n sondige gebrokenheid waarop ek en jy as mens, waarmee ek en jy nie kan deel nie as hy sing, spreek my vry van verborge sondes. Jy sien hy pleit hierdie bede nadat hy die vraag gevra het, wie het insig in sy onbewuste dwalings? Ja, Dawid het geweet. Al loop ek nou geset in die lig van God se woord, bly daar nog altyd 'n oormaat, 'n groot maat van onreg in my binneste oë. Al loop ek hoe nou geset. Jy sien, is die een ding waaraan die wet van God ons oor en oor aan herinner, hoe sondestikkend ons elkeen in werklikheid voor God is. Maar hoe kan die Bybel dan vir my kosbaarder wees as fyn goud? Hoe kan dit vir my soeter wees as heuning? As dit my eie dwalings, as dit my eie stikkend in my uitwys, as dit my oor en oor daarin herinner, Hendrik, maar jy maak dit nie voor die heilige God nie. As dit my elke keer onregverdig maak. Jy sien, in die Ou Testament leer ons dat daar onbewuste sondes is, waarvoor daar offers gebring kon word, en God sou jou vergewe. Maar daar was ook doelbewuste sondes, soos moord en oorspel. Hy praat hier van 'n vermetelheid, wanneer ek weet, ek doen verkeerd, en ek gaan daarmee voort. Dat die Ou Testament leer, gaan lees vir Levitikus, dat daarvoor nie offers gebring kan word nie, jy moet met klippe doodgegooi word. In 2 Samuel 11 lees ons dat hierdie digter van Psalm 19, Dawid self, het oorspel gepleeg met Batsheba. Hy het haar man Uria doodgemaak, sondes, waarvoor daar nie offers gebring kon word nie. Daar kon niks om voor God vry maak nie. Hy was so diep bewus daarvan gewees. Die groot beloning van die Bybel is dat ek God nie net leer ken as God almagtig, wat die hele sterrehemel geskep het nie. Ek leer hom ken as 'n genadige Vader. Dat ek hom leer ken as my Vader en ek is sy kind. Hy's genadig en hy's geduldig en barmhartig met my sondes, want so volmaak as wat sy wette en voorskrifte is, so onvolmaak is ek. Die Bybel gaan oor God se grenslose liefde wat alles sal gee, sodat hy sy kind genadig kan wees. Dawid sing van God se wet, maar hy ken God as 'n genadige Vader. Daarom kon hy, nadat Nathan sy doodsonde aan hom kom uitwys het, kon hy na God toe gaan en gaan pleit, wees my genadig, o God, volgens u troue liefde, u Jahwe liefde, wees my net daar genadig, wis my oortredings uit, volgens u groot ontferming, was my heeltemal skoon van my sondeskuld, en reinig my van sonde. Jy sien, die groot waarheid van die Bybel gaan, juist daaroor, God se genade gaan oor 'n persoon. Dit gaan oor God wat die prys kom betaal, sodat hy in ons genade kan betoon. Dit gaan oor God wat sy enigste seun gee, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. En juist daarom skryf die Hebreërs skrywer, in die ou tyd het God op baie keer en op baie maniere met ons voorvaders gepraat deur die profete, maar in hierdie eindtyd het hy met ons gepraat deur sy seun. Jesus verhelder
die hele Bybel so, dat ons God almagtig kan ken as 'n genadige Vader, en dat ons sy kinders kan wees. En dis wat die Gees doen. Hy bring ons in daardie innige saamwees met hierdie Vader in, ter wille van Christus. Jy sien, en dis die groot loon waarvan Dawid hier sing, die groot loon van die Bybel, is om deur die krag van die Heilige Gees in die eerste plek 'n liefde vir God se woord te hê, soveel sodat ek 'n student van die Bybel is. Ja, die groot loon van die Bybel is, hoe meer ek my eie volmaaktheid besef en raak sien in die volmaakte woord van God, hoe meer word ek gedryf na die arms van Christus. God se genade, dit oortref alles. Die wêreldse goud en die lekkerste lekker is niks in vergelyking hiermee nie. Om in die natuur te wees en bewus te word van God se almag, sy ewigdurende krag, ja, sy almag. En om deur die skriftuur, deur die Gees in jou hart oortuig te wees, dat jy vir ewig God se kind is, net op grond van sy genade in Christus. Wat kan soeter wees? Wat kan jou ryker maak as net dit? Dis waarvan Dawid sing. Amen. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemele is, dankie vir u woord, wat so duidelik is. Dankie Vader, dat wat u die graagste wil, of ek nou in Genesis lees, of in die profete, of in die Nuwe Testament, ja, wat u die graagste wil, is dat u my altyd, elke keer, wil uitbring by Christus, die gekruisigde, die Here wat opgestaan het, vir wie alles geskep is, ja, wat koning is van die ganse skepping en heelal, maar wat ook hoof is van sy kerk, die gemeenskap van gelowiges, van elkeen van ons. Dankie dat ons u kan aanroep as Abba, Vader. Ja, by u alleen is daar genade op genade. By u alleen is daar lewe in oorvloed. Ja, kom o Gees van God, vul in ons harte 'n liefde in ons sag vir u woord. Lei ons elke dag bidend in die waarheid daarvan en maak dit elke keer ontmoeting met Jesus Christus. Ja, dit pleit ons en vra ons in sy naam alleen. Amen.